Hallo julle, Fishing Dude hierso. So, ek is hierso by 'n 47 voet catamaran. Die eienaar se naam is Hugo Meyernel. Hy doen Lucky Strike fishing charters, diepsee, live on board experiences. So, wat hulle doen is hulle gaan Mosambik toe. Dan vang hulle dogtooth tunas, GT's, al daai lekker goeters. En jy bly in die see in die baie tropiese nice eilande en so. Nou, ons is tans besig met jaarlikse maintenance. Elke jaar doen hy basies opkikkerwerk. So hy maak seker al die motors word uitgehaal, geoverhaul en ons doen alles oor bedrading, you name it. So as die kliënte aan boord kom die dag, dan is dit veilig. Peace of mind, julle vang vis, julle geniet dit. Daar's 'n private chef en ja, kom geniet dit saam ons. Leon, wat wil jy weet? Wat wil ek weet? So wat doen julle? Wat is Lucky Strike fishing charter? Lucky Strike is 'n charter besigheid van 2012 al. Sluip ons rond daar in Pemba. Ons het Lazarus Banks gedoen vir 'n lang tyd daar. En ons het nou ook Kulomani gedoen. Dis nou die Primera banke. Ja. Wat ons ook elke jaar doen is maar Kulomani en Lazarus. En ja, ons doen dit lankal. Hier is die seiljag. Bondia, die seiljag, 46 voet seiljag. It's a fishing machine. Hy's gemaak net vir vissermanne. Ons het alles gedoen rondom visvang. In die afseisoen dan doen ons maintenance. Soos jy kan sien sit ons hier onder die boot nou. Ons doen fiberglass. Daar doen ons engines. Ons laat niks oorgaan nie. Ons trek die shafts. Soos jy kan sien daar die shafts is nou weer in. Kyk hierso. Shafts is uit. Alles word weer oorgeline. Alles word gebalanseer. Engines word oorgedoen, lekplekke, dit alles ons alles wat ons kan doen ons. So as ek 'n kliënt is en ek kom vang vis, weet ek ek's veilig. Alles is Jy reg. gaan vis vang en jy gaan weer terugkom. Nou sê my gou, hoe werk dit as ons daartoe gaan? Ek meen, as ek nou wil graag kom vis vang, hoe werk dit? Moet ek waartoe vlieg? Swem ek daartoe? Wat is die proses? Dit werk soos volg. Jy vlieg van Johannesburg af na, as dit Kulomani is, na Maputo eers en dan van Maputo af Kulomani toe. Ja. Ja, as jy die aeroplane ticket bespreek, dan bespreek jy na Kulomani toe en jy kry 'n aansluiting vlug. Jy sit so 2 ure op die lughawe en wag en dan klim jy die volgende aeroplane. Jy chap jou paspoort in Maputo en dan klim jy maar net op die ander aeroplane, dan gaan jy maar weer af op boot toe. En as ek al aankom, wat dan? Dan sit ek by En lughawe. dan is ek daar. Ja? Wag vir jou. Ek wag vir jou. Alright, Ons kom. het 'n voertuig daar en as ons baie goed het, dan kry ons nog 'n taxi ook daar. Die boot is so 15 minute van die lughawe af, glo dit of nie. Ons is 30 km in die rivier op, 'n verskriklike groot rivier. En gaan, ja. Kulomani lê noord van Beira. Die rivier wat ons uitgaan daar is seker 300-400 meter breed. By die monding vlakste 3 meter diep daar rond. Van daar af beweeg ons op na die rif toe, Primera Rif. Ons doen dit oornag. Dit is so 65 nautical miles van die mond af. En dan is dit 3 groot rivier daar wat altesaam 60 nautical miles lank is. Jo. En as ons 'n bietjie slegte weer optel, dan hardloop ons na Fogo Eiland toe wat nog 'n verdere 20 km, 20 nautical miles noord van dit is. Maar die tye wanneer ons daar gaan, is die weer in die algeheel altyd 'n mooi weer siklus. In die wintermaande is 'n goeie tyd daarso. Alright, so oom sê vir my, ons vlieg daartoe, ons land, oom kom haal ons met 'n cruiser of 'n kar of 'n ding of 'n taxi en ons laai al die bagasie, ons gaan rivier toe, van die rivier af gaan ons uit see toe. Wat eet ek en waar slaap ek? Almal slaap op die boot. Ons bly op die see. 6 nagte. Die boot het 4 kamers op. Die ander manne slaap buite wat warm kry. Dis eintlik die beste plek. Dis warm daarbo. Ons het 'n chef aan boord, ons maak kos. Ja, en verder vang ons vis, waardes wat ons kan. Okay, nee, dit klink baie lekker. Baie dankie oom Hugo, ek waardeer. Kom ons kyk wat gaan voort. Sien julle manne daar.